'n paar weke net verder gaan in Markus. Markus hoofstuk 7 en ons kyk vandag vanaf vers 14 tot vers 23. So Markus 7 vanaf vers 14 tot vers 23. Nou as 'n inleiding jou vra, wat is die ware probleem van die mens? Wat is die ware probleem van die mens? Hoekom is daar soveel misdaad en moord en haat in hierdie wêreld? Nou, sommige mense sal antwoord en sê dit is die omgewing waarin die persoon groot geword het. Gee net vir hulle 'n behoorlike opvoeding en hulle sal baie beter optree en uitdraai. Anders skryf dit toe aan een of ander gebrek in hulle verhouding met een van hulle ouers wat hulle gehad het. As hulle net liefde ontvang het, dan sou hulle nie so sleg uitgedraai het nie. Of dalk is dit slegte vriende. Ons almal ken die gesegde, jy weet, of die invloed, die term van groepsdruk. Ons ken groepsdruk. As hy maar net of sy maar net beter vriende gehad het, dan sou dit en dit nie. Anders skryf weer toe as aan die leiers van die land. As ons net beter leiers gehad het, dan sou die burgers ook soveel beter geleef het. Nou as hierdie die mense ware probleme is, dan is die oplossing gewoonlik opvoeding, sosiale programme, politiese reformatie, praatterapie, daai tipe van dinge. So die probleem is nie jy nie, dit is buitekant jou, dit is ander mense, dit is jou omstandighede, en dan is die oplossing ook gewoonlik ekstern. Die oplossing is dan ook buitekant jou. En hierdie is basies nog altyd die denke van mense oor hulle probleme. Die denke is, mense se probleme is eintlik aan die buitekant, maar die mens self is goed, of dalk neutraal ten minste. So as die mens omstandighede en die invloede van buitekant af goed kan wees, dan gaan hy goed uitdraai. So ons net die invloede van buitekant af moet ons net kan beheer. Dit was ook tot 'n mate hoe die Joodse leiers en baie van die Jode in Jesus se tyd gedink het. Die probleme is die heidene, die ander buitekant, die onreinheid. Weet dat ons net met sekere kos wat ons net nie moet onsself van blootstel nie. Die probleme is buitekant ons. So as ons net sekere goed kan vermy, as ons hande kan was, soos ons gesien het laas in Markus 7 op 'n spesifieke rituele manier, as ons net die reëls kan hou, as ons net die tradisies kan hou, dan sal ons mooi en skoon wees voor God. So die fokus is op die buitekant. Maar Jesus weet wat ons ware probleem is. En in die gedeelte waarna ons vandag kyk, sien ons dat Jesus dit duidelik maak. En hy wys vir ons duidelik uit wat die hart van die probleem is. Die hart van die probleem van die mens is. So kom ons lees ons teksgedeelte saam, Markus 7, vanaf vers 14. Toe hy die hele skare na hom toe geroep, het Jesus hierdie een van hulle gesê, luister almal na my en verstaan, daar is niks wat van buite af in 'n mens ingaan wat hom onrein kan maak nie, maar die dinge wat van hom uitgaan, dit is die dinge wat die mens onrein maak. As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy van die skare af in 'n huiskool gekom het, vra hy die disippels om oor die gelykenis, en hy sê vir hulle, is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buitekant af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie? Omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein. Vers 20. En hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein, want van buite, uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, bandeloosheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. So wat ons sien hier, so ons opskrifte vandag is, dat die hart van die probleem is 'n hartprobleem. Die hart van die probleem is 'n hartprobleem. En ons gaan hierdie hanteer in 3 gedeeltes. Kyk dan na vers 14. Hy sê dan vers 14, en hy het die hele skare na hom toe geroep en vir hulle gesê.
So eerstens het ons 'n publieke verklaring oor die hartprobleem. Hierdie is in die publiek, Jesus sê hierdie vir almal van hulle. So Jesus was besig om in die publiek te praat, en hierdie fariseërs en die skrifgeleerdes van Jerusalem af het opgekom, en hulle vra vir hom hierdie vraag, want hulle probeer hom vasvat, en sê, hoekom was jou disippels nie hulle hande, soos wat ons tradisie sê nie, soos ons mense vir ons oorgelewer het nie. En Jesus gebruik hierdie vraag as 'n geleentheid om vir hulle te leer oor hulle tradisies, wat hulle oorspronklik in plek gesit het, om hulle te help om God se wet te hou, maar nou gebruik hulle dit om God se wet te vervang, en God se wet weer op sy te sit. So hulle tradisies het God se woord begin vervang, en dis wat ons laas nog gekyk het in die begin van Markus 7. Hulle tradisies het gemaak dat hulle meer en meer net fokus op rituele en moets en moenies, in plaas daarvan om te fokus op 'n verhouding met God. Hulle tradisies het hulle geloof ekstern gemaak in plaas van intern. Nou dit lyk asof die skare hier amper so 'n bietjie vir Jesus en die fariseërs spasie gegee het in hierdie gesprek. Maar nou kom Jesus en hy roep hulle weer almal terug. Hy bring hulle in die gesprek in. Dan vers 14, hy het die hele skare in hom geroep. Dit wat Jesus nou gaan sê, moet hulle almal hoor. En kyk na daai fokus op die idee van almal hierso in vers 14. Hy sê, en hy het die hele skare in hom geroep en vir hulle gesê, luister almal na my en verstaan. Almal moet luister, almal moet hoor, almal moet seker maak hulle verstaan. En wanneer Jesus sê, luister na my en verstaan, dan maak hy dit duidelik, dit wat hy nou gaan sê is baie belangrik. Hulle moet seker maak, hulle hoor wat hy sê, en hulle begryp wat hy sê. Ons sal sê, luister nou mooi. Luister nou mooi, dis die idee. Luister julle. Dan sê Jesus iets wat vir hulle radikaal sou gewees het. Radikaal. Vers 15. Daar is niks wat van buitekant af in die mens ingaan, wat hom onrein kan maak nie. Maar die dinge wat van hom uitgaan, dit is die dinge wat die mens onrein maak. Hier gee Jesus 'n publieke verklaring oor die probleem van die mens. Die probleem van die mens. Die probleem is nie dit wat van buitekant die mens af is en hom beïnvloed nie, maar dit wat binnekant hom is en wat uitkom. Die fariseërs was juist besorg oor Jesus en sy disippels wat alle hande nie was nie. Okay, so dalk is sy hande onrein want hulle het aan iets geraak wat onrein is of van 'n heiden of iets gevat en nou is hulle hande onrein en as hulle hande onrein is, hulle vat hulle kos, en hulle eet hulle kos met onrein hande, dan kom daai onrein kos binne in hulle en dan word hulle onrein. So dis die hele beginsel, dis die konteks hierso. Maar Jesus sê nee, jy kan nie waarlik onrein raak deur kos nie. Of deur enigiets wat van buitekant af van jou of in jou ingaan nie. Of om dit nog duideliker te maak, of duideliker te sê, jou verhouding voor God word nie bepaal deur wat jy eet nie, maar deur wat in jou hart is en wat uit jou hart uitkom. Dit wat binne in jou is en uit jou uitkom, dit bepaal jou verhouding met God. Jy sien, die hart van die probleem is 'n hartprobleem. Dit wat binne is wat belangrik is. Die fariseërs en die skrifgeleerdes en baie van die Jode sou sekerlik hier geappelleer het en gesê het, nee, Moses het dan in die wet vir ons gesê, daar is goed buitekant ons en daar is kos, wat as ons aan die goeders vat of ons eet die kos, dan raak ons onrein. So dinge van buitekant af, wat aan ons raak, binne ons inkom, dit maak ons onrein. So hoe kan jy sê, daar is niks wat van buitekant af van die mens ingaan en onrein kan maak nie, Jesus? Jesus, jy weerspreek dan vir Moses. Jy weerspreek God. Jy is dan besig om God se wet op sy te sit met jou verklaring. En ons moet hierdie antwoord. Ons moet verduidelik hoe werk hierdie saam met die wet van Moses, wat wel lyste gegee het van onrein kos, wat die Israeliete nie mag geëet het nie, anders raak hulle onrein. Hoe werk dit? Nou ons gaan nou hierna kyk, wanneer ons sien hoe Jesus hierdie verduidelik aan sy disippels in vers 19. Sommige sal sê dat Jesus praat hier glad nie van seremoniele onreinheid nie. So die oplossing is, hy praat van 'n ander tipe onreinheid. En die wet praat net van seremoniele onreinheid. So Jesus is dus nie besig om die wet op sy te sit nie, want hy praat nie dit waarvan die wet praat nie. Dit verskil goed. Maar ons gaan nou kyk of hierdie verduideliking sin maak.
So ons het eerstens gesien die publieke verklaring oor die hartprobleem en nou gaan ons sien die privaat verduideliking oor die hartprobleem in vers 17. Nou as jy op en wakker is, dan behoort jy nou 'n vraag met hê. Wat is die vraag wat jy behoort hê? Ja. Wat vers 16? Wat vers 16? As jy 83 en 2020 het, dan het jy nie eens agtergekom dat jy vers 16 gemis nie, want hy is nie in jou Bybel nie. Dis duidelik dat die meeste van die vroeëre en die beter manuskripte het nie vers 16 in nie. So Markus het nie hierdie woorde op hierdie plek geskryf nie. Markus het dit wel geskryf in Markus 4 vers 9. En wat moontlik met so 'n klein oorskryf is 'n teksprobleem hierdie, nê? Gebeur is iemand wanneer hulle die ou wat dit oorskryf, kom by die punt en hy dink hierdie is presies daai beginsel. Okay? Wat ons in Markus gesien het, ons moet seker maak ons vang hierdie. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Nou skryf hy dit aan die kant in. Wie oor het, laat hom hoor. 'n volgende ou kyk aan hom en hy sê, "Paulus, hierdie is 'n deel van die skrif, ons nie van deel van die skrif nie." Wat 'n volgende afskrif maak. So die oorspronklike het niks ingehaat nie. Iemand het net 'n nota gemaak, sê, "Hey, hierdie klink soos daai vers. Daai vers werk hierso." En so eindig daar ekstra materiaal in die stuk in. Maar duidelik was dit nie daar gewees toe Markus dit oorspronklik geskryf het nie. Maak geen verskil nie. Markus het hierdie geskryf in 4 vers 9 en die beginsel tel nog steeds. So kyk nou na vers 17. Vers 17. En toe hy van die skare af in die huis gekom het, so hierdie is nou privaat, dis nou nie meer net almal wat daar is nie, is nou in die huis, vra sy disippels om oor die gelykenis. Nou daai snaaks, Jesus het vir hulle een reeltjie gegee, en hulle sien dit as 'n gelykenis. Waar is moontlik dat hulle het hierdie nie verstaan nie, so dit voel vir hulle soos asof dit 'n gelykenis moet wees. Hulle soos iets dalk iets dieper, iets meer. En net soos met die gelykenisse in hoofstuk 4, gaan Jesus en hy gaan verduidelik vir hulle meer, maar nie vir almal nie. Kyk, ons het in hoofstuk 4 gesien hoekom. En kyk nou na Jesus se antwoord op hulle vraag, daar vers 18. En hy sê vir hulle, is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie? Julle dink hierdie is moeilik. Duidelik van sy gelykenis hierso. Jesus het verwag dat hulle eintlik hierdie moes verstaan het. Dit is tog duidelik. Dit is duidelik, ja, dit is duidelik as jy geestelike oë het om dit te kan sien en te kan verstaan. Maar hulle is niks beter as die skare nie. Hulle het nie geestelike insig nie. Hulle het nie verstand nie. Hulle begryp hierdie nie. En dis 'n beginsel vir ons. Enige geestelike insig en beter verstaan wat jy het van die woord, is omdat God gekies het om dit vir jou oop te maak en vir jou te openbaar. As Jesus besluit het om nie vir hulle meer te sê nie, was hulle in die donker. En hierdie is die apostels, daai disippels. So ons moenie trots wees en hoogmoedig wees wanneer ons iets verstaan in die Bybel en nou gaan slat ons almal met die Bybel wat ons rondloop nie. Dis genade dat ons dit sien. Onthou dit. Ons is net soos die disippels, sal ons wees sonder verstand en sonder begrip, en hulle is net soos die skare. So hulle verstaan nie, maar hulle kan nie 2 en 2 bymekaar maak nie. Dis een van hierdie woorde hierso praat juist daarvan om goeders langs mekaar te kan maak, goeders te kan verstaan, goeders bymekaar te kan sit. So hulle kan nie 2 en 2 bymekaar sit nie. Maar Jesus is genadig en hy verduidelik dit vir hulle. Kyk na vers 18b en vers 19. Hy sê, begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie, omdat dit nie in sy hart gaan nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit. Hierdie is 'n eenvoudige waarheid wat Jesus hulle leer. Dit is so eenvoudig. Wanneer jy kos eet, dan gaan dit in jou maag in, dit gaan in jou darmes in, en dit gaan in die toilet in. Dis wat hy sê. Dis die beginsel. So die ooglopende waarheid, beginsel hierso is, kos gaan nie in jou hart in nie. My kinders, as jy kos eet, eindig dit in jou hart op. Nee. Kyk, kos gaan nie in jou hart in nie. Die punt is, kos wat jy eet, het geen kontak of invloed op die gedeelte van jou wat regtig saak maak, ten opsigte van hoe jy lewe en ten opsigte van jou verhouding met God nie. Dit raak nie daai nie. Nie direk nie. En God kyk na die hart. Die woord sê vir ons, God kyk na die hart. So kos affekteer nie jou hart nie. Dis die punt.
Verder is dit ook duidelik dat Jesus gebruik hierso die woord hart nie om te praat van 'n fisiese orgaan nie, want dit binne jou klop nie. Jesus gebruik die woord hart soos dit gewoonlik gebruik word in die woord in die Bybel. So waarna verwys die hart in die Bybel? Ons kan kyk na die heel eerste plek waar die woord hart voorkom in die Bybel. Die heel eerste plek. Genesis 6 vers 5. Die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd net sleg was. En 83 sê dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, maar die woord hart is daar. So met die hart dink ons, met die hart beplan ons. Die hart is die plek waar al die dinge begin. Die hart is, Spreuke 4 vers 23, die oorsprong van die lewe. En daarom moet ons dit bewaar. So alles in jou lewe begin in die fontein van die hart. Alles wat jy doen, alles wat jy dink, begin in die hart. So jou denke, jou begeertes, jou wil, daai dinge al saam, dit is die hart. Ted Tripp in Shepherding a Child's Heart het gesê, the heart is the control center of life. Del James is geneig om dit te noem, your minute by minute thinking. So dit wat die hele tyd binne jou aangaan. Jou gedagtes, dit is jou hart. Een kommentator verduidelik hierdie gebruik. Hy sê, whereas in English, heart tends to connote emotion. Okay? So, en selfs met ons, as ons praat van die hart, dan praat ons baie keer meer van 'n emosionele kant, né? Okay? But both in Hebrew and Greek, it conveys equally, perhaps more strongly, so daar is emosie, maar daar's meer selfs, the spiritual and intellectual processes, including the will. It refers to what makes people what they really are, their individuality. It is thus, particularly with the heart, that a person relates to God. Tripp in 'n latere boek, Instructing a Child's Heart, skryf hy, there are over 700 references to the heart in God's Word. The Scriptures tells us that the heart conceals, it discerns, it instructs, it meditates, it muses, it perceives, it plans, it plots, it ponders, it thinks, and it waits. Okay, so jou hart is al die dinge doen jy in jou hart. So jou hart is wie jy werklik is aan die binnekant. Jou binnenmens, dit is jou hart. En kos wat jy eet, beïnvloed nie hierdie hart nie. Volgens Jesus kan kos nie die mens werklik onrein maak nie. Jesus woorde is, begryp julle nie dat alles wat van buitekant af in die mens ingaan, hom nie kan onrein kan maak nie. En daai woord kan hier so praat van vermoë. Dit het nie die vermoë om jou werklik onrein te kan maak nie. Kos het nie vermoë om op sigself ons verhouding met God te beïnvloed nie. Ander manier om dit te sê. Want dit beïnvloed nie die hart nie. En kyk nou na vers 19. Die ou vertaling lees dan die einde van vers 19 en maak al die voedsel rein. Maar die 83 lees, daarmee het hy alle kos rein verklaar. En die 2020 lees, so het hy alle kos rein verklaar. En basies elke ander moderne vertaling lees soortgelyk. Lees so iets. So wat hier gebeur is dat Markus is besig aan die einde van vers 19 om sy eie kommentaar te gee op Jesus se beginsel. Maar sy sintaks is 'n bietjie moeilik. Hy het nie gesê die woord daarmee of die woord so en hy het ook nie die woord hy spesifiek gesê nie. Maar die werkwoord, daai werkwoord wat rein maak of rein verklaar kan vertaal word, is manlik enkelvoud. En al wie dit nou kan verduidelik of verwys, hierso is Jesus. So dit is Jesus wat hierdie reiniging hier doen. So Markus is besig om 'n implikasie van Jesus se woorde vir ons duidelik te maak. Dit wat Jesus gesê, die implikasie daarvan is dat hy alle kos rein verklaar. So Jesus met hierdie eenvoudige stelling prakties verklaar alle kos is rein. Jesus het dus die wette oor onrein kos wat deel was van die Moseswet verklaar as nie meer van krag nie. Nie meer van krag nie. Maar ons moet vra, is dit reg? Het Jesus die Moseswet
of 'n gedeelte van daarvan nie meer kragtig gemaak nie, is dit regtig wat hy sê? Het Jesus dan nie self gesê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie? Jesus het nie gesê nie? Jesus het. En tog sê Markus het Jesus alle kos rein verklaar. En verder sê Paulus in Efesiërs 2 vers 14 en 15, want hy, dis Jesus, is ons vrede. Hy wat albei Jode en heidene wat gered is, Christene is, een gemaak en die middelmuur van die skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het. Waarvan praat ons as hy, wat het hy tot niet gemaak? Naamlik die wet van gebooie, wat in insettinge bestaan, sodat hy deur die vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. So Paulus sê, Jesus het deur sy dood, die wet en die insettinge van die wet tot niet gemaak, dis sy woorde. Maar hoe kan dit wees? En ons gaan nou 'n tegniese stukkie hanteer. Ek wil julle moet by my bly. Moenie ergens langs die pad van die trein afval. Bly by my. Hou aan fokus. Maar hoe kan hierdie wees? Hoe kan Jesus sê hy ontbind nie die wet nie, maar Markus sê hy verklaar alle kos onrein en Paulus sê Jesus het die wet tot niet gemaak? Hoe pas hy goeders by mekaar? Nou deel van die antwoord is Jesus se verdere woorde in Markus 5. Markus 5 vers 17 en 18. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of 'n teeldees vir die kleinste fisiese skrifstukkie selfs van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Daar's die fokus. So Jesus ontbind nie die wet nie, hy vervul dit. Alles wat in die wet staan sal bly totdat alles gebeur het. Dis wat dit sê, dis die fokus. So Jesus gaan die wet vervul. Dit sal nooit ander manier om daai woord ontbind te vertaal is, dit gaan nooit gebreek word, dit gaan nooit stikkend gemaak word, dit gaan nooit ontbind word nie. Maar Jesus sê nie hier dat die wet as 'n riglyn vir hoe God se mense moet lewe nooit sal verander nie. Dis nie wat hy sê nie. Baie van die instruksies in die riglyne in die wet het juis vorentoe gekyk en is prentjies van die Messias wat gaan kom en dit wat hy gaan kom doen. So Jesus het gekom nie om die wet te breek nie, maar om al hierdie prentjies wat vorentoe kyk na hom toe te vervul. Al hierdie tipes en antitipes. Byvoorbeeld, offers. Die offers het hulle geleer dat hulle het 'n vlekkelose lam nodig. Daar moet dood plaasvind ook in hulle plek vir hulle om 'n verhouding met God te kan hê. En Jesus is die lam van God. Hy is die een wat die perfekte finale offer gebring het. So Jesus het die wet ten opsigte van die offers vervul. Dit wat hulle na toe gewys het, het gebeur. Die reinheidswette, om nou meer te fokus op Markus 7 se onderwerp, het hulle geleer, ten minste van dit, dat hulle nie in God se teenwoordigheid kan kom as hulle onrein is nie. Ou Testament spesifiek fisies onrein is nie. Net so kan ons nie in God se teenwoordigheid ingaan as ons onrein is nie. Fisies onrein, geestelik onrein, buitekant onrein en binnekant onrein. So ons moet op die ou einde wat hê? 'n verheerlikte liggaam. 'n verheerlikte liggaam hê. En Jesus se opstandingsliggaam is die voorbeeld, die eerste vrugte van hoe ons opstandingsliggaam eendag gaan lyk. So sy opstanding is daai eerste vrug en dit dien bewys as hoe soortgelyk ons liggame gaan wees. Daar's 'n vervulling hierso wat gebeur. Luister na net hoe 1 Korintiërs 15 vers 49 hierdie verduidelik oor ons verheerlikte liggaam. Sê en soos ons die beeld van die aardse gedra het, aardse liggaam soos Adam se, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Jesus se liggaam, verheerlikte liggaam, soortgelyk hierna. So Jesus se dood en opstanding vervul ook hierdie wette. So Jesus ontbind of breek nie die wet nie, hy vervul dit. 2 Kolossense 2 vers 16 en 17 praat van liggaam, die realiteit en die skaduwee. Sê laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maal op 'n Sabbat nie. Al daai dinge is skaduwee. Wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus.
So dit was hierdie skaduwee, weet jy, soos die persoon wat om 'n muur kom en jy sien sy skaduwee val en jy verwag hy gaan kom en hier is hy, hier's die persoon. Waarop fokus jy dan? Nie meer die skaduwee nie, die persoon, op Jesus. Dis wat die wet was. En hy het gekom om te vervul. So Jesus is die liggaam, hy vervul die skaduwees. Maar wat bedoel Paulus nog steeds in Efesiërs 2 vers 14 en 15? Daai woorde van hom, dat hy tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie. Dit is so sterk. Wat hierdie sê is, dat die wet as 'n riglyn vir hoe die Nuwe Testament, nuwe verbond gelowiges moet leef, tot niet gemaak is. En selfs dit is nie die beste vertaling nie. Dit is beter om dit te vertaal iets soos nie meer van krag gemaak het nie, of soos die 83 dit vertaal het, opgehef het. En hierdie woord tot niet gemaak gebruik Paulus in 'n baie soortgelyke konteks op 'n ander plek waar ons dit baie duidelik kan verstaan. In Romeine 7 vers 2. Romeine 2 vers 2 skryf Paulus, want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde. Maar as die man sterwe, is sy ontslaaf van die wet, presies dieselfde woord, van die man. Die 83, die 2020 het hierdie vertaal, is sy opgehef van die wet in opsigte van haar man. Okay? En dan vers 3 sê net, maar as die man sterwe, is sy dan vry van die wet. So kom ek maak hierdie baie duidelik. Daar is die wet, wat sê dat as jy getroud is, dan kan jy nie met iemand anders te gaan trou nie, want dit is egbreek. Nee? Wanneer 'n vrou getroud is, dan is daai wet van toepassing op haar, dit is van krag op haar. Maar as haar man sterwe, dan is daai wet nie meer van toepassing op haar nie. Maar is daai wet, bestaan daai wet nie meer nie? Nee, die wet is nog steeds daar, die wet is in plek, die wet is net nie op toepassing van haar nie. Dis net nie meer wat sy volgens hoef te leef nie, sy is nie meer onder daai spesifieke wet nie. En dit is hoe Paulus dit gebruik in Efesiërs 2 vers 15. So Jesus se dood het gemaak dat die wet nie meer van toepassing is vir hoe ons moet leef nie. Ons is nie meer onder die krag van daai wet nie. Is nie meer bekragtig nie. Maar die wet is nie vernietig of weg nie, is nie gebreek nie, is nie ontbind nie. Nee, alles in die wet gaan nog vervul word. Baie van dit is reeds vervul, van dit sal nog vervul word. Maar die Moseswet is nie die wetkode waaronder nuwe verbond kinders van God leef nie. Die wet is nie meer van krag op ons nie. Nuwe verbond het gekom en dis is die wet van Moses, die ou verbond. Nie dit waarmee daai verbond gereguleer word nie. En dis is nie meer van toepassing nie. Nou ek sê nie daarmee dat dit wat die wet na vorentoe gekyk het, of die Abraham verbond, of die Dawid verbond, of die nuwe verbond nie meer vervul gaan word nie. Ek sê ook nie daarmee dat daar's fisiese beloftes en daar's geestelike beloftes in daai verbonde en hulle almal sal nog vervul word. So ek sê nie daai goeters gaan val weg of hulle word nou net fisies of enige swets nie. Ek bedoel om te sê, daar's 'n wetkode en dit was spesifieke omstandighede gewees en ons is nou onder 'n nuwe verbond en dit is nie meer van toepassing nie, van krag nie. Okay, so kom ons gaan kyk nou weer terug na Markus 7. Dis die tegniese stuk verby. Markus 7 vers 18 en 19. Dis so duidelik. Begryp julle nie dat alles wat van buitekante van die mens ingaan hom nie onrein kan maak nie, omdat dit in die maag, nie in sy hart ingaan nie, maar in die maag en dit in die heimlikheid uitgaan en so maak hy alle voedsel rein. So die hartprobleem is 'n hartprobleem of die hart van die probleem is 'n hartprobleem, jammer. So ons het gesien die publieke verklaring, ons het gesien die privaat verduideliking oor die hartprobleem en nou laas gaan ons die penetrerende implikasie van die hartprobleem sien. Hier is waar dit ons gemiddelde seermaak. Okay, en ons gaan tref. Kyk na vers 20. En hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. En die punt is weer duidelik. Dit wat binne ons is dit wat ons onrein maak. Dit is wat maak dat ons nie in God se teenwoordigheid kan wees nie. Die probleem is nie buitekant ons nie, maar binne in ons. Die kinders. Wie van julle sukkel om gehoorsaam te wees aan julle pappa en julle mamma? Wie van julle sukkel om 'n boetie of jou sussie lief te hê, werklik lief te hê? Hoekom sukkel jy? Hoekom is dit vir jou moeilik? Die antwoord is jou hart.
Ja, dalk is pappa en mamma nie altyd reg nie. Hulle is sondig ook. Ja, dalk maak jou boetie of jou sussie dit werklik veel moeilik om hulle lief te hê. Maar die rede hoekom jy so sukkel daarmee is jou hart. Jou hart. Daai ding binne in kan jou wat maak, wat jy dink en dat jy voel en dat jy beredeneer, daai ding is stikkend. Jou hart is stikkend. En ons weet, volwassenes, dat hierdie is nie net waar vir kinders nie. Dis waar vir ons ook. Ons het ook hierdie hartsprobleem. En kyk net weer na vers 20. Jesus sê, wat uit die mens uitgaan, vers 21, want van binne uit die hart van die mens. As jy 'n mens, dan jy hierdie probleem. Die hartprobleem is 'n probleem wat elke persoon se hart het. Elke persoon word hierdeur aangeraak. Elke persoon het in sy hart die saad vir elke denkbare sonde. Jesus is nie besig om hier net te praat met die ou in die tronk of die dwelmverslaafde of een of ander iemand daar buitekant verskriklik nie. Nee, hy is besig om met elke persoon te praat. Hier is waar van elkeen van ons. Dis ons probleem. Hy praat van my en hy praat van jou. En ek en jy het in ons die saad om elkeen van hierdie sondes in vers 21 en 22 te doen en meer. Kyk na vers 21. Jesus sê wat van binne, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Hierdie is wat in die hart van elke mens is. Hierdie is wat in my hart was, toe ek gebore was. Dis in jou hart, toe jy gebore is. En ek en jy dalk nie hierdie als uitgeleef nie, maar baie keer is die rede daarvoor is dalk samelewing, daar's wetgewing, dat as jy net alles gaan doen, dan gaan daar nagevolge wees. Daar's pak slaaf wat jou ouers vir jou gee. Vat dit alles weg. Daar's soos ek wil of inpas by die mense om my, so pas aan na hulle. En daar's God se algemene genade. Dis die hoofding hoekom ons almal nie hierdie alles gedoen het nie. Maar elke mens het in hom die wortel vir elke denkbare sonde onder die son. As jy alle constraints wegvat. En dalk glo jy my nie dat hierdie is waar van jou nie, maar dalk kan 'n illustrasie jou help om hierdie in te sien. T.L. Moody het 'n ongelooflike illustrasie. Hy sê, if a man should advertise that he could take a correct photograph of people's hearts, do you believe he would find any customers? Hey? So hy gaan 'n foto neem van jou, in plaas dat jy buitekant neem, wil hy vir jou al die binnekant. Al jou denke, gedagtes, begeertes, wil al daai dinge. Perfekte beeld daarvan. Okay? Gaan enige inskryf en sê, ja, ek sal betaal daarvoor. There is not a man among us whom we could hire to have his photograph taken. If he could photograph the real man, we go to take our faces taken. En hy praat van later dat ons maak ons toilette selfs mooi. Okay? Ons gaan versier dinge. And if the artist flatters us, okay, hier is nou nog daai tyd van teken, okay? En hy teken ons nog mooier. We say, oh yes, that's the first-rate likeness. And we pass it around among our friends. But let the real man be brought out. Daai regte foto. The photograph of the heart. And see if we will pass it around among our neighbors. Why? We would not want our wives to see it. We would be frightened even to look at it ourselves. Dis ons werklike hart en ons weet dit. Ons weet almal wat in ons hart is. En dis die punt. En Jesus tref hierdie raak. Ons harte is soos dis 'n rookmasjien. 'n Rookmasjien bring rook voort. Ons harte is 'n sondemasjien. Dit bring sonde voort. Dis wat hier binne is. Dis die werklike probleem van die mens. Nou ek gaan nie na elke sonde hierso kyk nie. Maar ek wil vir julle 'n paar goed net uitlig. Eerstens begin die lys by slegte gedagtes. En dan gaan Jesus en hy gee vir ons 6 beskrywings in die meervoud, 6 sondes in die meervoud en dan 6 sondes in die enkelvoud. En jy sien dit glad nie in die Afrikaanse vertalings nie. Dis amper onmoontlik om dit deur te bring. Maar hierdie meervoud, enkelvoud struktuur wat dit vir ons kommunikeer is, eerstens dat daar's die sondige dade, die dinge wat ons doen, daar's baie van hulle, en dan is daar die sondige houdings. So hier binne in die hart is daar sondige dade en nog dieper as die sondige houdings. Jesus begin met slegte gedagtes. Want van binne uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes. Al die sondige aksies en sondige woorde begin by sondige denke. J.C. Ryle het gesê,
Thoughts are the parents of words and deeds. Okay, thoughts are the parents of words and deeds. Die kleintjies wat hulle kry, wat jy dink, is jou woorde en jou dade. Jou denke is waar sonde begin uitbroei. So jou sondige hart is soos die saad. En jou denke is die plek waar dit begin ontkiem, daai saad. En nou begin hy groei. En dit wat ons sien bo aan die grond, is ons woorde en ons dade. Maar die werklike plek waar die probleem is hier in die denke en nog dieper is die saad oorspronklik, dis die hart. 'n ander teoloog het geskryf, the most deadly contamination is not what we touch. The most deadly contamination is what I think. Okay, so nie wat ons aanraak of ek aanraak nie, maar wat ons dink. So die sondige hart besoedel die denke en hierdie denke bring dan al die ander sondes voort. Ja, die sondige denke staan vooraan en al die ander vloei uit. En kyk dan verder op vers 21. Jesus sê, want van binne uit die hart van die mens kom al die slegte gedagtes en dan lys hy 6 sondige dade in die meervoud. So egbrekery, hoerery, moorde, diewery, hebsighede, ek weet nie wie jy daar meer wat maak nie. Kyk, booshede. Daar is nie mooi dinge nie. Dit is walglik. Maar dit is wat in ons hart is. En dis dan die dade wat dan uitkom, by daai hart uit. En dan gaan Jesus en hy volg dit met 6 sondes in die enkelvoud, wat meer fokus op die houding wat ons het. Bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, na eindigheid met hoogmoed en dwaasheid. En die laaste 2 is belangrik. Soveel van ons sondes se wortel is hoogmoed, nê, om te veel van en te veel oor jouself te dink. Dis baie keer die wortel van soveel van ons sondes. Hoogmoed. En dit is so onlogies as hierdie is wie ons is. As hierdie ons hart is, hoe kan ons te veel van onsself of te veel wil dink oor onsself? Maar dis wat dit is, en daarom is ons 'n dwaas, en dis die laaste punt. Jesus eindig sy lys met dwaasheid. Hierdie is nie die persoon wat net nie intelligent is nie. Hier is die een wat God nie in ag neem nie. Psalm 14 vers 1 sê, die dwaas sê en sê, daar is geen God nie. So die dwaas is jy wat sê, ek kan nie opgee of God is of nie. En ek is 'n goeie mens in die algemeen, dit sal goed gaan. Ek beheer van my eie lewe. So hy het 'n vrot hart, hierdie dinge, hy is geestelik blind, maar hy dink hy is eintlik 'n goeie mens. Dis die dwaas. So die dwaas sien nie in wat sy werklike hart is nie. Hy sien dus nie in sy eie sonde nie, en hy sien nie sy gebrek aan sy verhouding met God nie. Dis die dwaas. En hierdie is wat in elkeen van ons harte is sonder Jesus. Dis wie ons is. Kyk na vers 23. Jesus som dit op. Al hierdie booshede, al hierdie slegte dinge, kom van binne uit en maak die mens onrein. Werklik, volkome, volle sin van die woord, onrein. Die hartprobleem, of die hart van die probleem, is 'n hartprobleem. Die hart van die probleem is 'n hartprobleem. En hierdie maak dit duidelik, dat ons nood is nie, dat ons hande gaan was nie. Soos wat in die vroeër in die hoofstuk gebeur het nie. Maar dat God ons harte moet was. God moet ons harte was. Ons harte moet skoon gemaak word. Ons harte moet nuut gemaak word. Ons moet van binnekant af verander word. So niks buitekante, rituele, tipe dinge wat ons gaan doen, kan ons help nie. Probleem is binne. En hierdie is hoekom ons so dankbaar moet wees vir die evangelie. En vir God wat sy seun gestuur het om ons te red en ons te verander van die binnekant af. En God het reeds lank terug beloof is wat hy gaan doen in Esegiel. Esegiel 36 vers 26, deel van die nuwe verbond. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van die klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. God beloof hy gaan vir ons 'n nuwe hart gee. En deur Jesus se werk kom God en hy maak ons 'n nuwe mens. Hy verander ons van die binnekant af. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel.
Die ou ding het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Van binnekant af. Deur die eenheid met Christus. God kom en in Christus kom hy en hy red ons en hy verander ons en hy help ons om sonde dood te maak. En hy help ons om ons gedagtes te begin vernuwe. En hy help ons om ons woorde aan te spreek. En hy help ons om ons dade te verander. 1 Korintiërs 6 maak hierdie punt, vers 10 en vers 11. Moenie dwaal nie, geen reder of afgodsdienaars, en hierdie lys klink baie soos Markus se lys. Okay? Geen reders of afgodsdienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gieraars of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En hier is die punt, dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas. Sê nie julle het julle self afgewas nie, want julle laat afwas. Dit is aan jou gedoen. Maar julle is geheilig. Maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Dis wat God doen in redding. So die eerste toepassing is baie duidelik. Moenie draai na enige ritueel, enige handewassery, enige doop, enige kerkbywoning, enige nagmaal, enige so iets om 'n verhouding met God reg te maak nie. Dit kan nie die hart help nie. Niks van hierdie eksterne dinge kan jou hart verander nie. Jy het 'n nuwe hart nodig. So jy moet na God toe gaan. Jy moet in bekering, in geloof na Jesus toe draai en vir hom vra, red my en gee vir my 'n nuwe hart. Haal daai ou hart uit. Gee vir my 'n nuwe een. Jy moet hom vra om jou te vergewe en jou nuut te maak. So gaan na God toe. Vra hom om jou rein te maak as gevolg van Jesus en om vir jou 'n nuwe hart te gee. Die hartprobleem of die hart van jou probleem is 'n hartsprobleem en daarom moet jy na God toe gaan vir 'n nuwe hart. Verder, as die hart die bron is van al die tipe van sondes, dan moet ons wat gered is, ons harte bewaar. So Spreuke 4 vers 23 sê, bewaar jou hart, meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So jy moet bewaar dan wat in jou hart ingaan, dis een manier hoe jy dit bewaar. So jy kan jou hart vul met sondige beelde en sondige woorde nie. So ons moet baie versigtig wees na dae waarna ons kyk en dit wat ons na luister. So die flieks, die YouTube video's, die musiek, al die dinge kom in jou in, dit kom in jou hart en dit kan op die ou en jou hart besoedel en jy voed dit met junk food of goeie kos. Dis een manier, maar ook die denke. Die denke in die hart, hierdie ding loop saam. As jy net gereeld kerm en kla en jy is besig om al die negatiewe dinge en die verkeerde goeders op te fokus, dan is besig om jou hart daarmee te voed en dan word jou hart vrot. Jy moet eerder jou hart voed met dankbaarheid, vergenoegdheid, geduld, vrug van die Gees. Voed verder jou hart met God se woord en God se waarheid. Memoriseer skrif. Laat dit in jou denke ingaan en jou hart dan beïnvloed. Psalm 119 vers 11 sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. So bewaar wat in jou hart ingaan. Dit is een manier van toepassing. Verdere toepassing, laaste een. Evalueer wat uit jou hart uitkom. Evalueer waar jou hart is. En hoe kan ons dit doen? Jesus het gesê, Matteus 12 vers 34, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Evalueer wat jy sê. En ons weet, die Bybel sê vir ons dat die hart is bedrieglik bo alle dinge. So ons kan nie onsself reg evalueer nie. Ons kan nie selfs ons woorde reg evalueer nie. Daarom het jy mense nodig wat naby aan jou beweeg, wat jy diep verhoudings moet bou, wat jou woorde kan evalueer. En so sien hulle jou hart. En vir jou kan sê, is 'n probleem. Ek dink jy praat te veel. Jy moet hier aandag gee. En jou kan help om jou hart reg te sien. So kweek diep verhoudings met mense in die gemeente. Naby aan jou stap. So vra God om jou te help om jou hartsondes raak te sien en om dit te kan verander. Die hart van die probleem is 'n hartprobleem en God is die beste hartdokter en daarom moet ons na hom toe gaan. So gaan na hom toe, draai na hom toe, vra hom om vir jou 'n nuwe hart te gee. Kom ons sluit af in gebed.
Here, ons is dankbaar. Van hierdie stellings, Here, is so eenvoudige beginsels, maar Here, dit is so diep waarhede. Here, is waarhede wat die wêreld baie keer mis. Here, is waarhede wat ons baie keer mis. Here, 'n kind besig om iets te doen, maar my boetie, maar daai ene, maar dit, maar dat, alles buitekant hom, nie sy hart nie. En dis ons geneigtheid, Here. Ons geneigtheid om ons vingers na ander toe te draai in plaas van om ons na ons eie hart te kyk. Here, wys ons nood uit vir U om ons harte te verander en U om ons te help, Here, dat ons harte sal reg evalueer. En Here, help ons ook om Hebreërs 3 vers 12 en 13 uit te leef, dat ons sal seker maak dat daar's nie onder enigeen van ons 'n ongelowige en 'n harde hart wat afvallig raak van die Here nie. Dat ons mekaar sal help, mekaar sal pad stap, Here. En dat ons mekaar sal toelaat ook om hierdie pad met mekaar te stap. Here, ons is dankbaar dat ons nou die doop kan seëvier, dat ons U werk kan seëvier waar U mense gevat het en hulle verander het, Here. En hulle nuwe harte gegee het, en dat hulle kan getuig, Here, van die werk wat U in hulle gedoen het, en hoe hulle nie perfek is nie, Here, maar stukkie vir stukkie verander deur U genade, want U het vir hulle 'n nuwe hart gegee, U het vir hulle wedergeboorte geskenk. Ons is dankbaar dat ons hierdie dinge kan deel ook nou in die doop. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.